Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan vanmôre met jou goed. Ek sien iets op televisie, en dit laat my terugdink aan my skooljare. Ek wonder of jy kan onthou toe jy op laerskool was. Miskien was julle so 4, 3 vriende wat altyd saam beweeg het. En dan wou daar 'n ander maatjie saam kom speel. En as die ander maatjie saam speel, dan sê die ander, as jy met hom speel, dan is hy nie meer ons maatjie nie. Of as jy by hom gaan kuier, dan is hy nie meer ons maatjie nie. En dan moet jy kies, gaan jy by jou ou groepietjie bly of gaan jy agter die nuwe maatjie aangaan? Waarmee is ek vanmôre besig? Hoor gou-gou wat sê Jakobus 4 vanaf vers 4. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Sjoe. Hier kom daar dieselfde scenario terug. As ek en jy vanmôre met die wêreld wil vriende wees, dan word ons 'n vyand van God. Dit is asof die Here vanmôre vir ons wil sê dat daar is twee paaie. Ons moet kies. Is ons 'n vriend van Jesus of is ons 'n vyand van Jesus? Doen ons die dinge van die wêreld? Raak ons betrokke by die dinge van die wêreld? Word ons meegesnee deur die dinge van die wêreld? Tree ons op soos die wêreld? Luister ons soos die wêreld? Doen ons soos die wêreld? Hou ons van die wêreld? Want wanneer ons die dinge van die wêreld doen en daarmee tevrede is, dan kom die Bybel en hy sê reguit, dan word ons eintlik 'n vyand van God. Jy sien, jy kan nie die wêreld aanhaal en die wêreld se vriend wees en die wêreld behoort tevrede te stel en aan dieselfde tyd aan God behoort nie. Jy kan ongelukkig nie wydsbeen oor hierdie paadjie loop nie. Jy moet 'n keuse maak. Ek dink daaraan aan die profeet. Die profeet vra vir die volk, julle moet kies. As jy dan Baal wil aanbid, doen dit met jou hele hart. En as jy die Here wil aanbid, doen dit hom, maar maak 'n keuse. En vanmôre is my boodskap dalk so 'n bietjie ernstiger of dalk so 'n bietjie meer dringend dat die tyd het min geword. Ons kan nie meer speel nie. Ons kan nie meer lou wees nie. Ons kan nie meer wag nie. Ons sal moet 'n besluit maak. Want wanneer ons Jesus kies, sal ons hele lewe vir hom moet aanneemlik wees. En wanneer ons die wêreld kies, dan word ons 'n vyand van God. Hier kom die Bybel in Jakobus en hy's baie ernstig. Ons aanbid 'n jaloerse God. 'n God wat nie sy liefde gedeel wil hê nie. Hy wil hê ons moet vandag 'n keuse maak. Wil jy nie vandag voordat jy die huis verlaat, voordat jy skool toe gaan, werk toe gaan of besig raak met jou eie dinge, dan sê Here, ek kies vandag om 'n vriend van God te wees. Ek wil nie die wêreld behaag nie. Ek wil nie deel word van hierdie stelsel nie. Ek kies vandag Jesus. Ek kies vandag U pad. Ek kies vandag U wil. Maklik? Verseker nie. Moeilik? Definitief. Maar wanneer ek en jy die regte ding doen, wanneer ons die regte pad kies, sal ons ook die vrugte daarvan pluk. Here, help my vandag om 'n vriend van Jesus te kan wees. Here, help my om te kan nee sê vir die wêreld en alles wat hom so aanloklik maak en om U allereers te kies. Soek allereers die koninkryk van Jesus en al hierdie ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Amen.